Wel, ek het hierdie man 'n jaar terug laas gesien, maar hy's terug in die ateljee. Hy's hier met splinter nuwe musiek en soos ek vroeër beloof het, hy het sy gitaar saamgebring. Dis die een en enigste Jackie Lou wat by ons kuier vanmiddag hier op Route 326 tussen 4 en 5. 326 op Groot FM 90.5. En jy ken hom vir liedjies soos Nommer 1 as ook 'n rustiger een, soos hier, jy weet Jackie, die is my favourite van jou, dis Sunny Creole. Sunny Creole van Sunny Side, het my jou lewe. En dan was daar ook natuurlik Ek Glo. Ek glo, as liefde in die lewe nadoet. Ek sit nou hier en wonder, Jackie, hoeveel liedjies het jy al in jou loopbaan opgeneem? Want daar is so baie op ons speelhuis alleen. Man, dit is hallo julle. Goeiemiddag. Goeiemiddag, man. Ek sing nou 28 jaar, so ek het nou al probeer uitfigure. Kyk, die mense sal weet, 2006 het Pikkewyne uitgekom, wat my eerste eintlik maar kommersiële album was, maar ek het 1998 begin met alles. So ek het toe al 3 albums gehad. So as jy nog uitwerk hoeveel albums daar al uit is daar redelik baie daar buite, maar daar's eintlik wat 7 albums wat nog glad nie uitgekom het nie, wat opgeneem het. Liedjies wat bietjie meer miskien in die opera wêreld is, of liedjies wat bietjie meer ballady was en so aan. Maar ek het al baie liedjies geskryf. Dis eintlik my groot stokperdjie is liedjies skryf en nuwe goeters maak waar daar niks was nie. Jo, ek love it. En dan was daar natuurlik Rambo, die polisiehond. Dit was voor 3 Pikkewyne geweest, Ja, nee? interessant genoeg. Daai was in die jare van Maloney's geweest in Hatfield en al daai plekke. Ek het van Stellenbosch gekom en 'n Rambo, die polisiehond en ek en julle bottel tas was toe die groot hits geweest. As jy nou vra, dis interessant genoeg, daai liedjies het nooit so baie kommersiële sukses gekry soos 3 Pikkewyne en hoe weet jy Kekkel nie, 1 miljoen woorde nie. Maar as jy nou vir ChatGPT vra, wat is Jackie Lou se grootste hits, sal hulle sê Rambo's 2. Wat? Ja, hulle sê dis die tweede grootste en hulle sê dit mense assosieer dit as hulle bietjie voggies vat. Dis wat ChatGPT sê. Okay, nee, maar ons kan nie altyd vir ChatGPT glo nie. Jy kan nie altyd nie. Dis soos Wikipedia. Weet jy, ek moet vir jou ding sê, ek het nou rond in Pretoria gesing laasweek Saterdag aand, ek gesing Pretoria, Vrydag aand in Pretoria gesing. En ek kom maar aan en alles wat elektronies is behalwe my gitaar en my mondvletjies gebreek. Jo. So ek het toe die hele konsert, so 200-300 mense gewees, heeltemal akoesties gedoen. En ek het lank terug so lekker konsert gehad. My drummer van Stellenbosch, Daniel Roos, is saam gewees. Hy het gesê, het gevoel hy sit weer terug in Stellenbosch in 'n klein koffiekroeg en met 'n paar kersse wat brand en mense wat lekker wyn drink. En dan kyk vir Jackie Lou wat basically die liedjies sing wat hy geskryf het. En dit begin dan met 'n ou se kop te speel as jy ouer word. Miskien moet ek teruggaan na daai meer wat is die Afrikaanse mooi woord vir authentic? Authentieke Jackie Lou wat basies net sing wat hy wil. Ek en jy in 'n bottel tas was ook daar in die mix. Hoorie man, nou ek en jy het ook gepraat in 2024 oor Donkie en glo dit nou of nie, in 2022 het ons gepraat oor nog 'n ander troeteldier en dit is plaashond. Maar nou, jy weet ek moet jou hierdie vra, ek moet jy elke keer sê as jy hier kom kuier, nê? Jy het nou al oor die hele dieretuin geskryf. Dit was die 3 Pikkewyne, dit was die plaashond, dit was die donkie, dit was die hoendersang. En dan was daar ook die 3 varkies. Ek moet vir jou sê, hierdie een, ek love hierdie song. Dankie. Nee, hierdie is soos een van daai liedjies wat ek oor en oor luister en dan hulle noem dit mos baie keer soos 'n cringe crash. Jy kan nie ophou luister nie, maar jy sê hierdie liedjie het eintlik gekom uit 'n kinderteater vertoning. Ja, kyk, baie keer ek maak dit nie vinnig genoeg bekend aan die mense wat ek besig mee is. So ek is besig met 'n groot kinderproduksie gewees daai tyd met naam die 3 varkies en die Gen Z wolf. Ja. En hy was klaar goedgekeur by Aardklop gewees en toe het ek die liedjie opgeneem. Daar's 2 weergawe van die liedjie. Die een is die varkies se weergawe waar die varkies wen. Dis een wat ons nou net gehoor het. Ja. Die ander een is die wolf se weergawe waar die wolf wen wat al die kinders eintlik ken. So ek het toe 3 aktrises gekry, baie goeie aktrises en ek sê vir hulle, hoorie, ek is die wolf en julle is die varkies. Kom ons bou 3 varkiehuise. Ons verander die storie 'n bietjie. Ons maak dit so pantomime tipe ding. En die ding het alles uitverkoop by Aardklop. Ek vra vir hulle, hoorie, ek soek 10 kaartjies vir pelle vir my wat 'n gastehuis in Potchefstroom. Hulle sê kan nie, maar dit is uitverkoop. En toe kry ons 'n groot teater vir in die Bos later die jaar en hulle sê dis die enigste kinderproduksie wat beskikbaar is op die hele fees om te kyk in 8 jaar. Jo. So dis eintlik nie 'n kinderproduksie, dis eintlik 'n familieproduksie want ek meen as jy nou die aand 'n bietjie gaan om te gaan lag. En jy wil nou kyk hoe die wolf nou, kyk die wolf is baie cool. Hy's 'n Gen Z wolf. So hy het sy foon daar uit, hy's 'n Bluetooth. Nice. En interessant genoeg, die hele produksie ran ek van my foon af. So ek is fisies met 'n foon in my hand
wat gekonnekteer is met Bluetooth. So jy is eintlik die Gen Z daar. Ek is die Gen Z wolf, jy weet, en ek het 100,000 TikTok followers op die produksie. Hierdie jaar het ek nou meer followers. Ek het nou 200,000 followers en dan het ek seker taglines. Jy weet, 'n TikTok influencer moet 'n tagline. So jy moet daai hashtag hê, né? Hashtag jy weet so hoe spel mens daai I don't know. Ek weet nie. Maar hoorie, ek wil net gou bietjie ook ernstig raak vir 'n oomblik, want gepraat van die varkies liedjie, natuurlik het ons die baie talentvolle Philip Bezuidenhout in dit gesien en die man was ongelukkig nou onlangs oorlede in daai racing geleentheid in Voortrekkerstraat en jy het ook 'n baie mooi huldeblyk geskryf aan hom op jou Facebook bladsy. Ja, ek het basically hy was in die video saam met sy pa gewees. En ek het baie oor hulle gepraat, obviously daai tyd oor hulle gepraat en gesê, hierdie is nou vriende van my en jy weet die seun was in 'n ongeluk gewees en jy weet op my Facebook is interessant hoe die mense meeste van die mense is maar jammer te sê, jy weet vir die familie en so, maar van die mense is net lelike oor. Hulle sê die manier hoe hy dood is baie violent en is op en met die goed en ek verstaan waar hulle vandaan kom, maar vir my was hy my vriend gewees en iemand is oorlede, jy weet. Ja, jy weet en ek het self 'n broer verloor toe ek jonger was, so ek verstaan daai hartseer wat daai familie deurgaan. Ja, en hy was 'n great ou en sy pa was in gewees en nou Tommy was ook aan gewees. Hy was al jare by Hennies betrokke gewees en so dis my vriende. Interessant genoeg ek vra vir hulle, hoorie, as ek nou oor julle praat, hoe adres ek julle? Verstaan, hoe sê ek nou wie in die video is? Hulle sê praat oor ons as manne van korter postuur asseblief. Ja, wow, dit maak sin. Baie cool is, ja. Ja, so hy was 'n kort mannetjie gewees. Ja, en weet jy wat, ek het ook gehoor nou by my vriende by kyk net, hulle gaan die video nou Saterdag uitsaai opkyk nou die mense kan sien. Om net vir die luisteraars wat nie weet nie, in die 3 varkies musiekvideo was hulle eintlik nou maar die varkies gewees en ek was die wolf, maar hulle is ook die band wat in die 3 varkies storie is die band is basies ons eintlik nou wat varkies is en die wolf word weggeblaas deur die band. Verstaan jy? Wow, yes. Dis kom met die varkies weer gaan met die varkies wen wat hulle musiek blaas toe by ons huis in Pretoria blaas die band die wolf weg. Daar's hy, dit is hoogtyd dat die varkies ook bietjie revenge kry daai jakkie. Ja, en Philip is in die video en ons mis hom vreeslik baie. Ons gaan nou gesels oor die splinternuwe enkelsnit. Jy is omtrent 'n hitfabriek, maar ek is so bly jy het jou gitaar ook saamgebring. So wat sing jy vir ons eerste vanmiddag hier op Route 326 en nogal eksklusief. Dankie vir dit, hoor. Ja, dankie. Ek het maar gedink om 'n liedjie te sê. Ek het my diep kant met diep liedjies wat jy goed weet en dan dink ek natuurlik die komiese kant ook en ek wil sommer nou sê laas jaar Desember was die beste en die swaarste maand van my hele lewe gewees. Swaarste oor my pa oorlede is 1 Desember. Jo, sorry man. Jo. En dit was daai gewees en ek het ek het by die konserte 3 maande voor die lede is gevra vir die mense om liggies aan te steek vir die pad my pa moet stap. En jy weet ek het toe 24 shows moet ek doen in Desember maand en dit is hoe vol die kalender geboek is. Ek moes maar partykeer 2 shows 'n dag en dan moet jy nog hierdie verlies ook verwerk aan die ander kant. Dit is die ding, maar jy weet Frans, as jy ouer word, nee, jy begin jou hart op jou mou dra. Jy weet, en dis wat ek gedoen het. Ek het gesê, weet jy, my ma was 18 jaar oud so my pa getrou het, nee. Hulle was 63 jaar getroud gewees en 18 maar daai jaar het hulle ons baie vroeg begin trou, nee. Ja, sy het sommer vroeg klaar gemaak met matriek ook, jy weet. Kom kinders groot te maak. Ja, en my pa was dominee gewees, natuurlik eers in Gansbaai, toe in Oudtshoorn en toe in Kenridge en Bellville en ek het besluit ek wil die liedjies skryf. Wie sal jou laaste wees? Wie sal jou laaste soen wees, jou laaste touch, jou laaste gesprek, jou laaste liefde, jou laaste dans? Gaan dink 'n bietjie daaroor, jy weet. En toe het ek nou begin sê by die konserte dat jy weet seker lig aan van my ma want sy was so jonk van so jonk af was sy saam met my pa gewees en nou is sy 'n dame van so 78 en sy's nou alleen, sy's nou 'n weduwee, jy weet. En soos al baie mense van luisteraars wat presies weet waarvan ek praat. Skielik moet my ma alles hanteer. Sy moet skielik nou sy is nie aftree oor in Oudtshoorn, maar skielik moet sy en na 63 jaar van getroude lewe. Skielik moet sy alles hanteer en dit is maar eintlik soos om 'n ledemaat te verloor. Absoluut. En gelukkig is sy hulle daar alles op die plaas al buite, maar nou ons broers ons try regtig waar help ons kan, maar ek het besluit ek wil die liedjie, die storie vertel. Dis hartseer, maar dis bittersoet want dit is so 'n mooi storie, jy weet. Dis amper soos Notebook, onthou jy die fliek Notebook? Ja, nee. Dis 'n mooi trane het geloop. En ek het besluit ek wil hom sonder die mondvletjie net heeltemal akoestiek. Wat sy woord jy nou gesê van authentic Afrikaans? Autentiek. Autentiek vir die luisteraars speel want hierdie is nou hoe unplugged wat ek al jy vir my gaan hoor en hierdie liedjie kom uit my hart uit vir my familie, my ma. Jakkie, ek sal vir jou sê sonder 'n instrument sal jy net so goed klink want jy is nou maar net 'n storieverteller in murg en been en dankie dat jy hierdie een ook met ons deel vanmiddag. Dis baie spesiaal. Dis Jakkie Lou.
onthou nie my eerste soenie. Dis te lank terug, maar in jou arms voel ek nuwe geluk. My dae kort, my dae gaan verby. Jy's my vandag, vir altyd my ewigheid. Jy sal my laaste wees, my laaste soen. Jy sal my laaste wees, niemand kan het keer nie. Ons dans in die reën is 'n liefdesfees, jy sal my laaste wees. Ons sal bou aan liefde tot die son opkom, ons sal al die storms afkeer. Ek wil het vir jou sweer, ek soek jou meer en meer, maar hier en nou, ek is so lief vir jou. Maar jy sal my laaste wees, my laaste soen. Jy sal my laaste wees, niemand kan het keer nie. Ons dans in die reën is 'n liefdesfees, jy sal my laaste wees. Jy sal my laaste wees. Jy sal my laaste wees. Ek wil dit vir jou sweer. Ons toekoms glimlag breër as die horison. Ek sweer dit weer en weer vir jou. Jou klere reflekteer oor as om jou. En ek sing vir jou. Jy sal my laaste wees, my laaste song. Jy sal my laaste wees, niemand kan het keer nie. Ons dans in die reën is 'n liefdesfees, maar jy sal my laaste wees. Jy sal my laaste wees. Jackie Lou hier op Route 326 op Groot FM 90.5 en ek wil nou vir jou vra nê, want jy laat ons nou smile en huil alles gelyk hier vanmiddag. Het jy daai een al opgeneem en wanneer kan ons hom hoor? Want ek dink daai gaan vir baie mense so baie beteken, want soos jy sê, almal kan resoneer. Weet jy, hierdie weergawe wat ek nou gesing het is baie akoesties. So wat gebeur het? Ek love dit. Dis baie meer waar ek vandaan kom, maar wat gebeur het? Julle weet Werner Bekes in die Kaap wat my liedjies opneem, baie uit 1 miljoen woorde gedoen en so. En hy sê my Jackie, jy raak nou te hartseer. Hy sê die liedjies raak te hartseer. Kan ons die liedjie 'n bietjie aan 'n baadjie gee nie? Toe vra hy vir my waarvan hou ek regtig. Toe sê ek van hou baie van die Hysteria album van Def Leppard. Dis een van die mooiste albums met die gitare wat spesifiek is en so. Dit is 'n epic album. Ja, absoluut. En ons het daai genre gebruik vir musiek om hierdie liedjie te doen. So liedjie is nou uit, maar in daai genre. So as jy my laaste gaan Google of wat ook al of op Spotify soek, Apple Music of wat ook al, gaan jy dit kry, maar hy gaan nie so klink soos wat ek nou gedoen het. Maar ek wil jou nou 'n guns vra. Wil jy hom nie weer gaan opneem vir ons nie, maar ook 'n akoestiese weergawe? Ek het nogal gedink, weet jy wat deesdae hè, mense hou van so bietjie real, as ek hierdie Engelse woorde mag gebruik. So ek het nogal gedink ek moet gaan sit in my studeerkamer en hom net soos ek nou net opgeneem het, om net asseblief, net lekker op 'n klik trek dat ek hom op tyd kan doen, maar of gaan luister net na die podcast van hierdie onderhoud, jy gaan hom daar kry. Kan die mense weer gaan luister? Ja, na die tyd. Want ek word nou hierdie onderhoud gestroom het, maar dat het 15 mense my gebel. Ek dink almal luister nou. Hoorie, jy's heeltemal reg as jy dit sê, want hierdie WhatsApp lyn hier by ons gaan ook mal. Iemand sê, "Sjoe, dis 'n baie mooi liedjie. Die trane loop nou van Elsa Potgieter." Iemand sê baie spesiaal en mooi Jackie. Dis 'n boodskap wat ook inkom van Maggie. En dan het ek nou hier so 'n bietjie terug in jou verlede het ek boodskappe ontvang. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, hoor. Sjoe, okay, wag. Ek gaan asemhaal. Okay, lekker ou Jackie. Ons ou leeukoppers het lekker gekuier by Melonies en dit lyk vir my dit is Jacques en Barry en ek het altyd 'n klomp anders ook
ek neem aan seker saamgebring ander mense, bring nou baie memories terug. Dit sê Lizette, en dan sê iemand, Jackie, jy's 'n legend. Van wat ek sy eerste songs geluister het, is ek al 'n aanhanger van hom, en ek sal nooit vergeet die eerste keer wat ek hom live gaan kyk het nie, is by Grizzlies in Pretoria Tuine gewees, en ek was glad nie spyt nie. Jackie, jou musiek is net amazing. Dis ook 'n boodskap van Andrew. Sjoe, nee, hoorie, baie dankie ook vir die terugvoer hier op die WhatsApp lyn, ons waardeer dit verskriklik baie. Maar nou moet ek vir jou vra, nee, wat het alles in jou lewe gebeur sedert ek jou laas gesien het? Daar was baie, van kinderteater na nuwe liedjies, na kinders grootmaak en nog steeds man wees vir jou vrou. Absolutely. Ag, weet jy wat, ek is besig, ek is baie besig, daar's baie dinge op pad, groot dinge op pad in die volgende 2 weke, en julle sal eers 'n stasie is dit weer daarvan. Ek toer van die 31ste Mei tot 17 Junie Amerika. Wat? So ons doen Texas, Nashville, Bryanston, New York, Memphis, ek doen alles, maar daar's 'n toerprogram, okay? Vat jy vir Bobster en Brendan Piper saam? Jy 'n bietjie touwys te maak daar. Ek het wel my drummer Daniel Roos, nie Shalbro Werf Kaapse drummer gaan saam, en 'n baie goeie musikant wat julle waarskynlik die naam ken, Daniel Wesley. Ja. En hy's so lefty, hy speel linksgitaar. Maar weet jy wat, ons gaan baie country kyk ook. Ek het die geleentheid om backstage vir Keith Urban te ontmoet, en is jy nou ernstig? 100% ernstig. So die mense wat my volg op my Facebook sal ek het nou nie professionele kyk met kameraspan soos daai manne saam met nie. Ek het my foon en ek gaan dit maar afneem, want ons gaan jazz ook kyk in New York. Ons bly actually bo 'n bekende jazz club. So ek vir my mondvletjie saam te kyk of hulle my 'n gap gaan gee om daar te speel. Hier kom die troubadour. So ja, weet jy wat is my bucket list? My groot bucket list, hulle sê ons baie verrassings by die Nissan Stadium in Nashville by die Country Music Festival. Maar my groot bucket list is vir Willie Nelson te ontmoet. Jo. Ek was te laat vir Kenny Rogers gewees, so Willie Nelson is nou een van die legends wat ek wil ontmoet. Keith Urban het ek nou al live gesien. Die ou skuld nog R50. Maar in elk geval, so ek ja, nee, jy moet dit gaan terugkry hoor. Dis nou al dit rente getrek, onthou, dis nou 150. Ek weet kyk wat staan die dollar. Maar in geval, maar ja, so ek sien baie uit na dit. So dit is ietsie wat ek nou gaan doen. Kinderteater is ek besig meer. Ek het maar gaan jy vir Sonet Bridges ook hallo gaan sê? Sy's 'n bietjie ver. Ons gaan meer Texas toe gaan. Ons gaan sy's in Noord sê want sy skryf ons nou vir almal liedjies hier vir 100 jaar. Sy so jy moet ook enetjie gaan opneem daarby al, hè. Ja, ek sal kyk, deesdae doen mense sommer so doen die vocals hierdie kant en daai kant sien. Ja. Maar ja, absoluut. Ek hoop ek kan vir Rowan sien daarso, vir Rowan Ash. Ek dink hy bly daar nou as ek mis nie. So ons het baie en weet jy wie is ook nog in Nashville? Ons het nou die dag telefonies met haar gesels. Dis Cindy Alter van Cloud. Okay, sy is ook daar in Nashville. Wow. So as jy daar in pop. Dis die plek om te gaan, jy weet. Ja. So, okay, skus, kinderteater. Ja, so die 3 varkies in die Gen Z Wolf toer nou, dis wonderlik. Phileas en Pokkel. Ek wil net so vir die luisteraars sê, daar's 'n bietjie van die mense raak te mekaar, wat doen Jackie nou? So wat's gedoen het, ons het geskei met 'n naamverandering. Okay, so Jackie Lou doen wat ek nou net gedoen het, okay? Ja. Kinderproduksies, enigiets kinder is Jackie Nou. O, nice. Ja, so Jackie Nou, dis baie relevant vir nou. Ek het jou televisie advertensie ook gesien daarvan. So dis slim dat jy dit net bietjie daar onderskeiding is tussen die klop. Absoluut. Wat ons vir die mense doen is, kyk, ek toer ons in elk geval reg oor die land die heeltyd, né? So nou bring ons 'n poppekas saam. So die mense kan die poppekas sommer ook kom kyk die middag, want daar's altyd iets vir die groot mense, maar nie regtig altyd vir die kinders nie. So kom ek sê ek tree op by 'n kerk of by 'n skool, dan doen ons ietsie vir die kinders. So almal koop kaartjies vir die kinderdingetjie en in die aand ek en my orkes anyway daar, doen ons 'n konsert. Ja, maar jy werk hard hoor. So dit is heerlik. Dubbelskofte. Ek wil vir jou sê ek is nog lekker jonk en ek is fliks en ek maar jy lyk nog dieselfde as al die jare. Dankie man, ek gebruik jou geheim. Ek gebruik nagroom. Is dit wat hulle dit noem? Okay nee, ek gebruik die dagroom, maar dit werk ook nie vir my. Nee, weet jy wat ek is nog altyd baie geïnteresseerd in gesondheid en fiks te bly en so aan. Ek hou daarvan. Hoe bly jy fiks? Ek gaan oefen. Ek is nou nie 'n ou wat is jy 'n drawer of is jy 'n gymmer? Glad nie. Ek gym want ek mag nie. Ek was jare gelede toe ek 16 jaar oud was in 'n baie groot motorfietsongeluk gewees in die Bellville in die Kaap. En ek het my kruisligamente daar uit het al verloor. En toe sê hulle, Jackie, jou bene is so bak, ons kan dit nie regmaak hier. Ag, damn it. En so ek mag nie hardloop nie, mag fietsry, ek mag swem, ek mag alles anders doen, maar ek mag nou nie paddle nie. Maar jy gym. So ek gym elke oggend, ek eet my appel elke oggend. Ek's baie trots op jou hoor. En ek probeer gesond bly want ek weet in New York veral jy stap sommer maklik 10-20 km per dag, nee. Dit is want alles is ver. Jy gaan jou steps inkry hoor. Ek gaan my steps inkry, so ek het my lekker nie goed doen daar op Strava. So ek hou myself besig om gesond te wees, om te toer, om die poppekas vir die kinders, Jackie Nou produksies, Jackie Lou produksies en dan liedjies skryf is my groot en 'n splinternuwe liedjie
Jackie, waaroor ons net hierna gaan gesels, maar Jackie, ek moet jou onderbreek, ons moet gou hooftrekke toe gaan, dan net hierna gesels ons verder, en ek hoop en bid die man gaan vir ons nog ietsie akoesties sing hierso terwyl hy hier is. Bly ingeskakel hier op Groot FM, engel van die platteland, as ook die koeles deur die kerk. Koeles deur die kerk, dit het 'n oomblik gevat. Vir jou ma was dit al op 18, het ons nou uitgevind. En dan ook ernstige liedjies soos die standvastige man. Want ek is 'n man. Ek moet vir jou sê, dis wat ek baie van jou like. Jy is ongelooflik versatile, is die Engelse woord. Soos Robbie Wessels, jy weet, jy kan die komedie doen, jy kan nou die kindertheater doen, en dan ook die ernstige liedjies wat so diep raak ook. So, was dit so beplan of het dit toevallig vir jou so uitgedraai? Weet jy, ek dink ons almal is, almal wat jy luister het 'n hoe kom ek sê, 'n liefdevolle kant, 'n kwaad kant, 'n gelukkige kant, hartseer kant, en ek dink ek dra net te veel my hart op my mou. Kyk, as ek nou, kom ons sê, 'n gospelliedjie uitbring, moet jy weet, dis iets wat my geraak het ergens in die kerk of wat ek al, of iets, ek gaan deur 'n ding wat ek jy weet, deur die emosionele ding was, of wat ek al, ek sal nooit sê, hoorie, kom ons kyk nou, almal skryf nou, ek gaan nou kyk, almal skryf nou oor selfone, nee? Ek gaan nou ook oor selfone skryf. Dit sal jy nooit vir my sien nie, want dit is vir my te plastiek, as ek dit so kan sit. So, as jy Jy is nie 'n copycat nie. Glad nie. Jy is die OG. Dankie, dis 'n groot kompliment. Autieke is die woord wat ons gebruik. Autentiek, okay. Ek kon daarom vir jou ook ietsie leer vandag, hoor. Weet jy, maar ek vir jou sê, ek leer so baie by jou, maar autentiek. Ja. Kyk, kom ek sê vir jou so, die standvastige man, onthou julle, daar was jare terug 'n film gewees met die naam Courageous, onthou julle dit? Dis 'n geestelike film, Courageous, waar die polisieman dan gaan sy dogtertjie dood, en dan is daar kom die ander ouens en sê, hoorie, so, wat se tipe man gaan jy vir jou familie wees? En dan sê hy, ek gaan dit doen, sê, maar kom ons skryf dit neer op 'n kontrak, dan teken ons al 4 daarby. Dan hang ons daai kontrak in die voorportaal van ons huis, né? Nou, die CD-boekie, dis die CD, kom ons sê, die storie van hierdie standvastige man, dis tog die laaste CD wat ek uitgebring het, né? What? Het hierdie belofte gehad binne die CD-boekie, is al wat daar gestaan het, is die belofte, wat ek in die omslag van die album. In die omslag van die album, as jy hom oopmaak, is dan so half geskryf, en dit is wat, so ek het daai film gekyk, toe raak het my so, toe skryf ek die liedjie, en dit is nog my goeie maat van jare en jare, Armtas, die musiekvideo gemaak, op 'n dak in Pretoria. Wat? Ja, en dit was ook die laaste musiekvideo wat Johan Scheppel in was, my vioolspeler. Yes, ek ken vir Scheppel. Ek het al daai hele verheelding, daai Dave Matthews klank probeer doen, so as mens nou al hierdie inligting het, en jy luister nou weer die standvastige man, dan gaan jy sê, okay, dis wat Jackie bedoel het. So dit is maar, ek draai my hart in my mou, ek is nie 'n ou wat, jy weet, jy kan vir my nou sê, skryf my gou 'n liedjie oor hierdie blompot wat jy sit, né? Jy sal dit maklik kan doen. En dan sê vir my, hy moet 'n aanslag hê van 'n liefdesliedjie of 'n nostalgie, wat ek sal dit vir jou dadelik kan doen, want dit is waarmee ek geseën is. Hoorie, party mense het dit maar net alles gekry in die lewe, klink dit vir my, en Jackie Lou is een van hulle. Maar Jackie, aangesien ons nou so lekker musiek gesels, wil jy nie vir ons nog ietsie live sing nie, voordat ons 'n bietjie verkeer toe gaan en al daai lekker dinge, en dan kom ons nou uit by die nuwe enkelsnit ook nog? Asseblief, kyk, kom ek sê vir jou, hier's 'n storieliedjie. Ek's mal oor storieliedjies. Ek gaan eintlik op YouTube en soek storieliedjies, want ek wil 'n gitaar is lekker vas. Hoorie, ek moet vir jou sê, ek love ook 'n storieliedjie. Jo, daar's maar niks soos 'n storytelling song nie. En jy weet, alle jare wat ons musiek gemaak het, ouens soos Anton Goosen vir ons so baie gegee. Ek met sy musiek sal vir ons kinders nog steeds relevant wees, want dis tydlose liedjies. Jare gelede het Anton getrek van Hartbeespoort af Gansbaai toe. En ek praat nou van, ek dink 16 of 17 jaar gelede, en ek het daai tyd gesit daar saam met hom, daar by 'n restaurantjie naby die hawe, naby sy huis, en die wind het baie gewaai. En ek kyk links, en toe ek regs kyk, het die wind my wynglas omgewaai. En ek sê vir Anton, hoe kan jy lewe as die wind so waai? En hy kyk vir my en sê, Jakkels, as jy die wind kan vergewe, dan kan jy enige plek lewe. Oh, wow. En ek het lank gesit met die idee van die liedjie, en ek gedink, hoe kan ek hierdie liedjie of Anton Goosen se woorde van sy musiek inweef in 'n liedjie wat oor hom gaan, en sy liefde vir Afrika musiek met, jy weet, Vis in die Bos album het ek gevat, en ek het so 'n Afrika chant ingesit, en ek het 'n liedjie geskryf. Die liedjie se naam is Ek praat met Anton. Ek luister na die wind, daar staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit. Na 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 na, na 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 na, na 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 na,
na 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 na. Toe ek jonk was, het ek hard probeer om die wind te stop, om die wind te keer. As is so begrafnistyd, red 'n klein bietjie wyn vir 'n koppie tee. Ek praat met Anton in Gansbaai, teen die hawe, langs die kaai. Hoe kan 'n mens lewe as die wind so waai? Hy sê jy moet vergewe, as die lewe kwaai. Na 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 na, hum na na hum na 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 na, hum na 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 na. Ek luister na die wind, ek's ouer nou, ek het myself gevind. Het harties in die wind verloor, maar die rock'n'roll het vir ons getoer. Die troubadours op sy pad alleen, maar die liedjieboer het sy hart gegee. Kruikie roer my nogtans nie, en Jantjie is nog nie by die huis nie. Ons praat met Anton in Gansbaai, teen die hawe, langs die kaai. Hoe kan 'n mens lewe as die wind so waai? Hy sê jy moet vergewe, dan is die lewe kwaai. Nam na 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 nam nam, hum na 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 nam, hum na 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 na, hum na 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 nam. Jy het vir ons nou in 'n trans ingesing hierso, hoor. Wat 'n ongelooflike mooi liedjie. Iemand sê ook hierso, ag, dis mooi, Jackie Lou, Jolandi en dan ook. Hallo julle. Jackie is net iemand met 'n ongelooflike kreatiewe brein. Nee, dit het ons nou al gesien, hoor. Hy is altyd besig met 100 projekte op een slag. En as mens hoor wat jy alles doen, plus die bittermooi musiek, is dit net inspirerend, sê Annelien. Ons gaan net hierna verder gesels met Jackie Lou en hy het ook splinternuwe musiek saamgebring en ons gaan bietjie daaroor gesels. En ons gesels bietjie oor alles van Tuka tot nou saam met hom. Jy ken hom ook vir liedjies soos Die Spookhuis van Pretoria Oos. So gepraat van daai storieliedjies en dan Stadsboer. Ek is 'n stadsboer, ek kan die reën aanvoel. Ek is 'n stadsboer. Nee, Jackie, jy gooi mielies, hoor. Voordat ons nou gesels oor die splinternuwe liedjie, wil jy vir ons nog een ietsie live gooi en dan gaan ek jou alles vra oor 'n engel met die blou oë. Ja, absoluut. Ek weet nie wat se liedjie nie, wil meer 'n hartseer liedjie of Ek dink ons kort nou ietsie upbeat. Okay, Het jy ietsie upbeat vir ons daar asseblief? Maar dis 'n ou liedjie. Okay, dit is upbeat, maar dis meer 'n komedie liedjie. Okay, lekker. Ek het op 'n stadium in my lewe 2001-2002 getoer saam met Koos Kombuis, ek en Gian. Regtig? Yes, ons het ons was die Boland Bash band geweest. Ek het nog lang hare gehad, so weet jy hoe lank terug was dit? Maar dit lyk nogal of jy Koos Kombuis se seun kon wees. Weet ek dankie sê. Ek weet Wel, dit is 'n kompliment. Ek wonder net of jy en Koos dit weet. Ja, maar kyk, Koos lyk soos Neil Young en dan lyk ek soos hy, en dan ek ook soos Neil Young, né? So Ja, maar dis mos nou nie 'n slegte ding nie. glad nie. Inteendeel. Nee, ek het saam met Koos getoer en ek het gehou van die manier hoe hy komedie in die liedjies kon inbring. Wat nie stand-up comedy was nie, wat eintlik maar net was van hy is net snaaks bevoer, want sy stories is snaaks. En 'n sosiale kommentaar wat hy sommer ook dan lewer. Absoluut. Nou ek het jare gelede, ek sê altyd my vorige lewe het ek Berik geswat bestel in Bos. Nou jy kan jouself dink 'n kreatiewe brein wat moet logies dink, né? So ek het dit gaan doen. Ek was in eendag manskosses gewees en hulle het nog sulke tikkie boxes gehad. Hierdie was voor selfone gewees, okay? Dit was nog soos 'n op die telefoon, dit was tikkie boxes gewees. Dis voor daai kaart, dit is nou nog voor die kaart enetjie wat jy ook so koop en jy die Telkom en dan druk jy die R10 in. Die kaart kon al Goed, hy ook die gevat. oranje fone, ja. Yes, die oranje. ja. O, okay. En ag wel, hy het my gebel op my tikkie box vir my koshuis en toe sê hy vir my ek is die enigste ou wat Zef Afrikaanse musiek skryf wat hy van Wedenstal en Bos. Zef. Ja. Dis party in die Wes-Transvaal daai tyd en Rainbow die polisie en dit is 'n bietjie Zeffer geweest. Dis nou nie die mooi musiek. Bietjie rough around the edges. Pop musiek geweest en ek was nog in Stellenbosch en ek het 'n meisie uitgegaan met die naam Marietjie, né. Nou Marietjie het my gelos vir 'n maties rugby speler by Lord Charles by huisdans, okay. Ek sal dit nooit vergeet nie.
Maar een ding van haar, en as Marieke nou luister, wil ek sommer nou reg met jou praat. Ja, Marieke, luister jy. Marieke het 'n bietjie, ek hoor ek sê dit hier met permissie, nê. Marieke het 'n bietjie van 'n spraakprobleem, 'n bietjie van hakkel gehad, okay. Ek spot of niks nie. Dis maar net feite. Maar as ek al op haar senuwees maak, het sy meer gehakel. Okay, so dis baie moeilik om te redeneer as jy weet jy's reg met 'n meisie wat hakel. So in geval, so ek het hierdie sosiale kommentaar. Moenie so lag, jy my laat lag en die mense dink ek's lelik, okay? Nee, jy's glad nie lelik nie. Ek lag mos nou vir Marieke wat stres. Ek vertel net 'n storie, okay. So sy het begin hakkel as ek haar saggies aan haar nek so net sy verskriklik gehakel, okay. So het haar seker 'n hietjie gegee. Dis hoekom sy hakkel. Ek het 'n Marieke hietjie. 'n Marieke hietjie. Maar 'n hietjie gegee. Ek het besluit ek wil hierdie liedjie wil ek nou ek wil of oud se a blue moon I saw you standing. Ek wil so 'n tipe liedjie geskryf het wat gaan oor hierdie opbreek wat eintlik 'n baie uitskelletjie soos wat Bob Dylan gedoen het. Hy het mos altyd met die meisie opgebreek en skryf vir haar na die tyd 'n uitskelletjie. Ja. Dis presies wat Marieke se liedjie is. Okay. So as Marieke nou luister, ek wil vir jou sê ek het baie mooi aanbeweeg. Ek is nou al getroud vir 15 jaar. Ek het 2 kinders, so my hart is wie heel alles reg, maar op daai stadium het ek hierdie liedjie geskryf. Okay, maar ek dink sy gooi na haar ou skoene agter na haar jakkie. So hierdie is Marieke se liedjie. As jou hart ooit gebreek was deur 'n meisie met 'n hakkel. Vanaand mis ek vir Marieke so bad. Sy het my gelos, nou voel ek so sad. Sy sê sy het gaan soek vir haar lewensdroom. En sy het my gelos op my nuwe selfoon, Nokia 5210. Marieke, ek mis jou baby en dis jou liedjie. Wanneer sal jy by my wees, Marieke? Dis Marieke se liedjie, parararam, parararam. Onthou jy toe ons studente was? Dit was ek en jy in 'n botteltas. Rambo was jou hond se naam en later een van my heel beste liedjies. Toe Marieke se liedjie, parararam, parararam. Marieke, ek mis jou baby en dis jou liedjie. Wanneer sal jy by my wees, Marieke, dinges. O, genade. Marieke se liedjie, parararam, parararam. In daai jare was daar baie min komedie in Afrikaans gewees, né? So my grootste here was Tolla van der Merwe. En hy het 'n storie gehad ook 'n permissie van die 3 hakkelaars. Nou, ek sê weer eens met permissie, dit was ek dink ek amper ek het hierdie op Spies en Plessis gesien. So ek herhaal net wat hy gesê het, so asseblief luisteraars, moenie van my kwaad wees nie, dis wat hy gesê het, ek herhaal. Hy het gesê onder die 3 hakkelaars wat 3 verskillendes. Vra net 'n moeilike woord soos wetenskaplike. Gewoonlike, weet 'n ouer ou het al jare lank hakkel. Hy het eers herhaal homself soos dit is die eerste tipe hakkelaar, né? Die tweede hakkelaar sê 'n harde woord in die middel van die hakkel want hy's kwaad vir die hakkel. So hy sal sê oom, wat is daai proefbuis? Wat doen om vir lewe? Nee, ek is haplike man. Dis die tweede tipe, okay? Maar die derde tipe is by verre die snaakste hakkelaar. Daai hakkelaar hakkel homself uit asem uit, maar hy hou aanpraat of hy nooit gehakkel het nie. Jy het dit gehoor al? Nee, hoe klink dit? Ek sê hoor hierso oom, wat het hom gedoen in 'n laboratorium die ander dag? Hy sê man, ek is maar vir jaar lank as ek weet. O, dit klink soos asma. Haplike gewees al die jare. En as ek vir my Rikkie saggie soen, dan is hy al 3. Ja! Oh, wow! Marieke, ek mis jou baby en dis jullie. Wanneer sal jy by my wees, Marieke? Kort jy ook 'n asma pompie, jakkie? Dis Marieke se liedjie, parararam, parararam.
Jackie Lou, dames en here, iemand sê, Stefan sê, dit was nou pliep, snaaks, met sulke laggesiggies. Nee wat, ek ry nog lekker so deur die padwerke, solank ek net na Jackie kan luister vanmiddag is ek happy, sê Jolandi, en dis so oulik man, well done, Tonia. Jackie, ek moet vir jou sê, ek moet bieg, nee, ek het daai CD destyds, toe jy nog CD's uitgebring het, toe was ek nou nog 'n laaitie op skool, toe het ek Marietjie se Hoender, die album gekoop. Ja, dis reg. En ek het nooit besef dat hierdie liedjie eintlik, want kyk hoe jy hom opgeneem het, het geklink soos 'n hit. Ja, is anders gewees, ja. Maar ek het nou nie besef dit is nou die storie agter die liedjie nie. Ek gaan nou weer gaan luister, dan gaan ek heeltemal anders daarna luister. Interessant genoeg, daai liedjie was daai album wat jy van praat, is direk na Drie Pikke Wyne se album gewees wat nou 'n groot hit was. Ja. Toe soek die platenmaatskappy wat ek toe mee geteken het nog so hit. Hulle soek nog 'n hit. En toe ek daai liedjie speel, wil al die sangers daar die liedjie opgeneem het, soos hy klink. Ja. Toe sê die platenmaatskappy, nee, kom ons neem maar op met 'n full to the floor. Jy gaan nou weet as die beat toets so. Yes. So hy klink op daai album is nie eintlik hoe hy hier klink nie. Hierdie is die manier ek hom geskryf het. Daar het so 'n bietjie, het hom so 'n bietjie te ver in die produksie gevat wat eintlik maar 'n bietjie van die liedjie se hart weggevat het. As jy verstaan. Maar daai song het gehit hoor. Hy was 'n groot treffer vir my gewees, maar oor die liedjie so drasties verander het. Weet jy wat, vir die mense wat nou luister wat nie weet hoe dit werk nie, as jy 'n liedjie skryf as 'n sanger, nê, dis soos 'n kind wat jy kry. Nou imagine iemand gaan daai kind se hare rooi of blou of grys of wat ook al. Maar die kind bly die kind, die kind bly, ja, maar dit is 'n bietjie skaam vir die bly die kind, jy weet. Nee, teendeel. Hoorie, dit was nou vet pret geweest. Baie dankie ook vir al die WhatsApps wat inkom. Mense sê hulle het nou so lekker gelag. So jy het hulle dag gemaak. Ons sal later dalk kyk na nog 'n paar. Jackie, maar voor die tyd ons inhaal, want dit haal ons altyd vir my en jou. Ek en jy moenie saam. Ons is ten minste 5 braaie. Kan jy nou imagine, Anelma was ook hier want sy is afsiek vandag. Dan was dit absoluut te gaas. So jy sou nie 'n woord ingekry het nie en ek dalk ook nie. Hoorie, maar Jackie, as ek dit nie mis het nie, jy is gebore in Oudtshoorn. Dis korrek. En wat nou vir my interessant is van hierdie nuwe liedjie, en jy moet my ook vertel waaroor dit gaan, Engel met die blou oë. Ek sien jou vroutjie Anel het help skryf. Dis reg. En dan wat ek ook sien is 'n baie interessante ding oor die musiekvideo. Want as ek dit nie mis het nie, is die musiekvideo ook geskiet in Oudtshoorn en in Harold's Bay. Dis reg, ja. Kyk, ek was daar gewees op 'n toer tydjie terug en my goeie vriend Vilje Marits, vir die mense wat weet, die akteur. Die akteur, hy is die bekende Albert Marits Hoe gaan dit met Vilje, want hy skaars deesdae? Baie goed, hoorie, maar hy is gekat soos 'n straatkat, hoor. Jy moet sien, hy het spiere wat oral afkom. Baie man, Jim. Hy lyk regtig goed en ek vra toe vir hom, hoorie, ek wil graag hê hy moet die redigering van die video doen, want hy weet wat hy doen. En 'n interessante ander ou vir die luisteraars onthou die naam Johan Laas. Ja. Want hy het Johan Laas, hy het klavier gespeel. Hy het in Idols altyd klavier gespeel vir die mense. Die pianis. En 'n goeie producer, hy het 'n klomp series vir bekende mense gemaak. En sy seun, Ion Laas, het die musiekvideo geskiet op die beste toerusting wat beskikbaar is in ons land. En Vilje het eintlik maar die rol gespeel van my. Hy het my rol gespeel en ja, want jy het mos ook nou die six-pack en al sny. 100%. Kyk, as jy soos my vriend, my goeie vriend gesê het, hy is die Bosville klong. Van die manne het 'n six-pack en van die manne het van daai wynsakke met die krantjie onder. Oh my hat. Met die kraantjie onder nou nogal. That's very specific, Jackie. Dankie, ek dink in prentjies hier hoor. Almal dink in prentjies nou. In 'n geval, weet jy, ek het besluit ek wil die video skiet in Harold's Bay. Dis vir my baie mooi en daar's 'n tipe van 'n mystiek en ietsie baie hartseer oor Voelklip vir die mense wat nou weet wat alles daar gebeur het. Ek meen ek wil eers uitbrei daaroor nie, maar dis 'n baie hartseer plek in Harold's Bay se Voelklip natuurlik. En dan ek doen einde van die jaar doen ek in die Els se funksie daar wat sê uit is 'n seën ons doen 'n funksie soos 'n charity event. Charity ding daar by Fancourt en ek wil sê hy is ook in die video en so aan. En in die video, kan ek maar vertel waar die video gaan? Asseblief. So ek het baie moeite met die video gedoen. Die mense moet asseblief gaan kyk in die video wat ek al probeer doen het, maar is hy klaar op YouTube? Hy's op YouTube alreeds. Hy sal binnekort op televisie ook wees, maar hy's nou op YouTube beskikbaar. In die video is dit hierdie ou wat hy ry van Errings af. Jy weet, hy ry op die plaaspad. Hy is moeg as iets wat pla, jy weet. En hy kom maar aan by die see en hy gaan in die kerk. Daar's 'n mooi kerkie ons in Harold's Bay. Hy gaan in die kerk en hy bid, en as hy bid, dan sien hy, daar's iets wat staan in die deur, maar as hy omkyk is hy weg, jy weet, dit is hierdie engel wat heeltyd op hom dophou, en hy gaan strand toe, en hy gooi sy skoene neer, en hy skree in die lug, en kyk op die rots, en daar so met 'n lang swart jas, staan daar 'n engel daar, so, en hy kyk, en sy weer kyk, is dit weg, dis wie wind al weggewaai het, jy weet. Dan gaan hy in 'n kroeg in, en hy wil vir 'n drankie gaan kry, maar iemand val hom in die rede, en hy kyk regs, en daar staan sy langs hom, maar iemand kom tussen hulle twee in, en as hy persoon weggaan, is hy weer weg. So verdwyn die persoon. Hy verdwyn die hele tyd, so
En die engel word deur sy eie persoonlike vrou gespeel. En jy weet, dit is eintlik so 'n mooi ding. Aan die einde is daar 'n hele ding van hulle stamp teen mekaar vas ergens in 'n gang en hulle connect en hulle drink 'n koeldrankie daar en hulle gaan afstrand toe en basically is dit of hulle het mekaar gevind. Die idee wat ek probeer verkoop het met hierdie ding is ons almal het 'n engel. Jy weet, ons almal het 'n engel. Dit is daai persoon in jou lewe wat al jou foute raak sien met die blou oë. Jy weet, engel met die blou oë. Sy sien dwars deur my sondes, maar sy kies my nog steeds elke dag. En Unconditional love. 100%, dit is hoe dit so spesiaal is. My vrou het dit geskryf, want dit is basies, as jy die woorde luister, daar's 'n sagkuns in die woorde, en Daniel, my goeie pel, drummer Daniel, hy sê vir my, Jackie, die naam is verkeerd, want die engel met die blou oë klink of 'n tipe van 'n Botteltas liedjie gaan wees. Ja. Nou kom die rock song uit. Ja, presies. Dit is 'n rock song, en dit laat mens baie dink aan die 80s rock, toe die drummer nog so hard was en alles, en dit laat jou goed voel, want daar's 'n engel met die blou oë. Nou interessant genoeg, ek wil dit graag vertel, die 7de Februarie en die 14de Februarie het ek in Dubai opgetree, Abu Dhabi in Dubai opgetree. So 'n week uitmekaar. 'n week uitmekaar het, op die Saterdag eers die 7de toe vir Valentine's, en die 7de het ek by in die Elsa Golfklub opgetree daarso, en hulle sê ek moet ophou sing want die moskee wil bid. Dis hulle tyd, en dit is in my land nie, so ou moet hulle reëls volg, en hulle het die speakers, en nou sing hulle mos nou hulle gebede en so, en ek is toe tube stil. En ek staan nog so, nou het ek 'n klomp mense, ons het so wat oor die 800 mense gehad, Afrikaanse mense van Suid-Afrika wat daar gesit het, en hulle moet ook stil bly, maar toe hulle klaar is, toets ek nou op die verhoog. Toe is dit jou beurt. Toe kan ek ook bid. En ek het speakers en ek het 'n mikrofoon. Toe gooi ek, en ek het sommer gesing ook. Ja, maar jy's lekker aspres, hoor. Ek like it. Ek is net aspres, dit kom my geloof. Ek bid altyd, kyk hoe hard ek kan bid in 'n restaurant. Op 'n geval, in die liedjie sê ek 'n hele paar keer haleluja. Nou, dit is nie 'n gospel liedjie nie. Ek wou nie so skryf nie. Ek wil skryf as jy moet baie keer haleluja sê vir die mens wat jy gevind het in jou lewe. Dis belangrik, nê. Onthou, jy is so gelukkig met dese mense so uitmekaar uitgaan dat jy iemand kan vind wat by jou wil bly, no matter what. For the long run. As jy sê unconditional love, verstaan, dit is liefde wat 'n perk het. Nou dit is waar die liedjie gaan, en daar's 'n noot in die liedjie wat baie mense dink is 'n gitaarnoot, maar dis ek wat daar skree. Okay? Genuine. So dit is ek sing hallelujah, ek maar 3 keer hoor. En ek het 'n paar keer geskree in die studio dat die ingenieur hof sy headphones afval en sê, hoor Jackie, staan 'n bietjie terug van die mic af. Jy het stop, want ek moet daai ding reg sing, op noot sing, né? So ek wil net die luisteraars hoor of kan hulle daai noot hoor. Dat jy baie dink in die ou songs daai jare, Steven Tyler, jy weet, Aerosmith, vir die mense, dis daai tipe, hulle met 'n whistle voice. Dis die eerste keer wat ek het gebruik in 'n Afrikaanse liedjie in my loopbaan. So daar's 'n whistle voice in hierdie liedjie. Engel met die blou oë. Ja, dis die Jackie Lou weergawe daarvan. En dit is sy splinter nuwe liedjie. Sit hom op jou playlist en gaan kyk ook na daai musiekvideo nadat Jackie nou hierdie baie mooi storie met jou gedeel het. Jackie, die tyd het ons ingehaal, maar Anelma sal my nou nie vergewe as ek jou nie 'n guns vra nie. So sy's nie hier nie. Jy moet net asseblief vir ons sê, "Hi, ek is Jackie Lou en jy luister na François en Anelma op Groot FM." Anelma, soos okay. Anel se ma, so wat sy altyd sê. Alright. Hallo, is Jackie Lou en jy luister na François en Anelma op Groot FM. Yes, hoorie, hier is sy met sy splinter nuwe liedjie, Engel met die blou oë. Jackie, altyd lekker om jou te sien. Baie sterkte met al die goed waarmee jy gelyktydig besig is. En dankie dat jy vir ons nuwe musiek bring ook so tussen deur die besigskedule. Maar kom kuier asseblief gou weer. Ek sal baie dankie, en my laaste boodskap vir die luisteraars, my tema vir die jaar is lag meer. Lag meer. As jy se kwaad maak soos 'n taxi, lag net en ry verder. Hoorie, daar kom nou nog 'n liedjie na hierdie een, maar hier is hy nou eers met sy nuwe ene, Engel met die blou oë, Jackie Lou. 90.5